Goeie dag en baie welkom. As ek begin, dan groet ek u in die naam van Jesus Christus, ons koning en ons verlosser, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, die Here Jesus Christus en sy kosbare Heilige Gees. Amen. Amen. Prys die Here. Here, dankie. Dankie dat ons vanoggend hier kan staan na hierdie week, Here, wat dit gelyk het soos die einde. Dankie, Here, vir u genade. Dankie vir lewens wat gespaar is. Dankie, Here, vir u beskerming. Dankie, Here. Ja, daar is vanoggend soveel mense, Here, wat kan kla, wat iets het om oor te kla, Here, wat in haaglike omstandighede vanoggend sit. Maar dankie, Here, dat u goed was vir ons. Dit kon soveel erger gewees het. Dankie vir u genade en u liefde. Dankie, Here. Amen. Ek moes dit eers sê vir die Here, dankie, Here, want dit was werklik 'n week, 'n hele week sonder krag, en nie net krag nie, baie dinge wat gebreek het, wat stikkend is, wat deur hierdie stormweere veroorsaak is, en veral plekke soos Woester wat nog steeds, Here, dit is soos een groot dam daarso. Wees hulle genadig, Here, wees ons mens genadig en barmhartig. Ons is verlore op ons eie. Dankie, Here. Ja, dankie. Dankie, Here. Dit ek daar so baie oor dankie te sê. Here, dankie dat ek vandag kan staan. Kan staan op twee bene. Here, 'n hele week, ek kan nie staan nie, ek kan nie loop nie, vanoggend kan ek alles. Here, dankie, u is wonderbaar. Wow, kom ons sluit die oë en ons is eintlik al die hele tyd besig om met toe oë, maar kom ons gaan net aan, prys die Here. Here, ons kom en ons aanbid u vanoggend, ons staan op ons knieë letterlik en figuurlik, Here, op ons knieë vanoggend, ons hande opgehef, Here, ons wil u aanbid, ons wil u naam groot maak, u is wonderbaar, Here, u genade is onbeskryflik, dankie vir u genade, dankie vir u sorg, dankie vir u liefde, dankie, Here, vir u guns, dankie, Here, dankie, dat ons aan u behoort, dankie vir u genade, Here, ek bid vir elke een wat Here, ons is in die week nou so gefokus op al die skade. Ons bid ook vir elke een wat verlore is, wat soekend is vanoggend, Here, wat wil opgee. Here, ons bid vir hulle, raak hulle aan. Here, u sê, kom, laat ons die saak uitmaak. Kom, bely jou sondes, kom, laat ons dit uitmaak. Kom, ek red jou. U sê dit, Here, u gee die uitnodiging. Here, laat ons dit aangryp vandag in Jesus naam. Gaan saam met elke een en
elke mens se eie besonderse probleem wat hy het, Here, wat hy ervaar, gaan saam met elkeen. Hou u hand, u wil van u goeie guns en Here, hou dit oor elke een. Ek bid dit in Jesus naam. Seën ook elke een, Here, wat in hierdie laaste maand getrou was, Here, in hulle tiendes en offers. Ek dink, Here, aan die vriend van Christus, ek dink aan Wit en die Groenewalds, Here, deur ver in die land op, die Elliots, Wayne, Michelle, die Witte, Here, wat maand vir maand so getrou is, en wie getrou is ook, Here, die persoon van Gansbaai, Here, en daar is tientalle ander. Dankie, Here, dat ons hier net die deurgang is, Here, dat alles na u toe gaan. Dankie dat elke sent, Here, is elke saad, Here, in grond is en nêrens op die pad verlore geraak het in iemand se sak nie. Dankie, Here. Seën elkeen ooreenkomstig u woord en u beloftes in Jesus naam. En spreek met ons vanoggend. Amen en amen. Prys die Here. Dit lyk of hier in hierdie week niks gebeur het nie. Dit is koud, ja, maar die sonnetjie skyn en dit lyk te mooi as ek by die venster uitkyk. Ja, die Here is goed. Kom ons wees bly daaroor. Maar die Here gee vir ons 'n boodskap vanoggend. Wat staan daar? Sal ek net aan die kant kom dat ek kan sien. 'n een sin boodskap of 'n een sin preek. Regtig net een sinnetjie. Ja, daar dink iemand ek moet by daai kerk uitkom. Ja. Weet jy, op 'n stadium in my lewe was ek baie godsdienstig. Het ek elke week kerk toe gegaan en na dit toe gegaan en dit toe gegaan en elke dingetjie gegaan, want ek moet gaan. En dan het ek by al hierdie goed gegaan en dan was daar gepreek met groot indrukwekkende woorde en suiwerste Afrikaans, wat ek die meeste van die tyd nie 'n idee gehad het waaroor dit wat hulle gepraat het, waaroor dit gegaan nie. Maar dit het goed geklink. Amen. Jy weet nie wie dit ook al beleef het in jou lewe nie. Nou, wat het dit te doen met een sin boodskap? Nou, uit dit uit, al hierdie baie woorde, en ek het dit nie verstaan of enige iets nie, die waarheid is dat soms is 'n enkele sin genoeg om met jou te praat, om 'n reuse impak te hê. Een sin, want die Here stuur mense om met een enkele sin die wêreld om te dop en sy doel te bereik. Net een sin. So het dit ook gebeur in die Bybel. Daar is 'n een sin boodskap of preek in die Bybel opgeteken. Een sin wat 'n hele stad gered het. Een sin is gesê, toe red die Here 'n hele stad met een sin. Wat is dat? Die stad is Ninive.
Die probleem was, hulle het sleg en afvallig geword. Dit was die probleem. Die stad Ninive, probleem sleg en afvallig geword. Afgedwaal van die Here af. Die boodskapper was Jona. En die boodskap is een sin. Een sin. Dan lees Jona deur en deur met 'n vergrootglas, jy sal sien, hy het niks meer gesê as net. Nog net 40 dae en Ninive word verwoes. Nog net 40 dae. So, ek wil nie nou daar eindig en sê, dis mos nou die een sin en dis is klaar nie ongelukkig aan die een sin, seker 'n halfuur word, maar wat gebeur regtig in hierdie gedeelte? Ons almal ken dit, maar wat gebeur in hierdie gedeelte? Die Here gee die opdrag vir Jona, in Jona hoofstuk 1 vers 1, 2 en 3, waarin hy sê, die woord van die Here het tot Jona, seun van Amittai, gekom. Maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is. Maar dat Jona het klaar gemaak om na Tarsis toe te vlug, weg van die Here af. Jona is af Joppe toe. En daar het hy 'n skip gekry wat op vertrek was Tarsis toe. Hy het toe die reis betaal en aan boord gegaan om saam met die bemanning Tarsis toe te gaan, weg van die Here af. Maar dan besef Jona sy fout iewerste in Jona hoofstuk 1 vers 9 en 10. Daar staan, Jona het hulle geantwoord, ek is 'n Hebreër. Ek dien die Here, die God van die hemel, wat die see en die vasteland gemaak het. Die manne het baie bang geword en vir Jona gesê, wat het jy nou aangevang? Hulle het te wete gekom dat hy van die Here af wegvlug. Jona het hulle dit self vertel. Dan kry Jona weer 'n nuwe kry hy weer sy opdrag nuut. In Jona hoofstuk 3 vers 1 tot 3. Die woord van die Here het na 'n tweede keer tot Jona gekom. Maak klaar, gaan na die groot stad Ninive en spreek hom aan met die boodskap wat ek jou sal gee. Wat ek jou sal gee. Nie jou goeie uitgewerkte preek nie. Toe maak Jona klaar en gaan na Ninive toe, soos die Here beveel het. Ninive was 'n baie groot stad. 'n Mens het 3 dae gevat om dit deur te stap. Inderdaad, 'n baie groot stad. En dan kom hy in Ninive en daar is die een sin boodskap wat die Here vir hulle gee deur Jona in Jona hoofstuk 3 vers 4. En Jona het die stad ingegaan en 'n dag lank daar rondgestap en toe roep hy, nog net 40 dae en Ninive word verwoes. Hy het niks verder gesê nie. Een sin. Een sin was genoeg om my mense tot besinning te bring. En die resultaat van daai een sin is in Jona 3 hoofstuk 3 vers 5 tot 10. Die mense van Ninive het toe in God geglo en hulle het 'n dag aangekondig om te vas.
groot en klein, het rouklere aangetrek. Almal. Die berig het ook by die koning van Ninive uitgekom. Hy het van sy troon af opgestaan en sy koningsklere uitgetrek, rouklere aangetrek en op 'n ashoop gaan sit. Hy het in Ninive laat proklameer. Die koning en sy raadgewers beveel dat mens en dier, groot vlee en klein vee, aan niks mag proe nie, dat hulle niks mag eet nie en nie water mag drink nie. Mens en dier moet rouklere aan hê en die mense moet ernstig tot God roep en hulle van hulle verkeerde dade bekeer en berou hê oor die geweld wat hulle gepleeg het. Miskien sal God van plan verander en nie meer kwaad wees nie. Dan sal ons nie omkom nie. Dit is wat die koning gesê het. Dan sal na toe God sien wat hulle doen en hoe hulle bekeer en van hulle verkeerde dade het hy afgesien van die ramp wat hy gesê het en hy oor hulle self sal bring. Hy het nie die ramp gestuur nie. Amen. Prys die Here. Toe hulle na die Here toe draai en werklike berou het, nie net sê ons is jammer nie, toe is die Here hulle genadig. Wat het Jona gedoen? Jona het net uitgeroep een sinnetjie, nog net 40 dae en Ninive word verwoes. Bekeer julle, draai terug, want God gaan hierdie plek verwoes, soos Sodom en Gomorra. Nog net 40 dae en Ninive word verwoes. Een sin, maar 'n kragtige boodskap in daardie een sin, waarop die hele stad gereageer het en teruggedraai het na God toe. Een kragtige een sin boodskap. Kom ons met 'n preek. 'n kragtige een sin, soos wat jy dalk ook moet bring. Ons kyk te maklik maar net weg en ons sê al wat, hierdie mense is verlore en daar gaan ons. Ja, hulle is verlore, hulle kort een sin dalk net. Net een sin. Maar as ek by hierdie punt kom voordat ek verder gaan, dan is daar 'n paar vragies wat ontstaan, wat ek myself vra is, hoekom wil die Here iemand gebruik soos Jona wat so steek soos 'n donkie is? Regtig, Here? Hoekom gebruik die Here nie iemand plaaslik nie, vandaar nie? Daar was toch sekerlik priesters wat goed kon preek en ernstig kon waarsku. Hoekom praat die Here nie sommer self met hierdie mense nie? Hoekom verdelg die Here nie sommer vir Jona ook in die proses nie? Want hy was ook ongehoorsaam en eers weggevlug en toe moet 'n groot vis hom insluk en hom gaan uitspoeg. Jy sien, die punt is, die Here se wee is nie ons wee nie, nooit nie. En ons wee
is nie sy weë nie. Ek weet nie eers hoekom hy Ninive wou verwoes. Ja, ons lees omdat hulle sleg was en afgedwaal het, maar Here, dan hoekom sal u Ninive wou verwoes, maar u laat plekke soos hier by ons, Kaapstad, Pretoria, Johannesburg, u laat hulle staande bly. Regtig, Here? Nou, weet jy, ons hou ons so slim. Ons probeer so graag die Here se metodes en denkwyses verklaar. En ons verduidelik dit asof ons kenners is van die Here en sy weë. Ons het reseppies en ons het formulietjies wat ons kundig voorhou aan mense. Maar ek sê vandag vir jou in die naam van Jesus, ons weet niks, zulks. Ons kan die Here nie in 'n boksie in verduidelik nie. Amen. Ek weet min. Hier waar ek staan, ja, party mense kan dink, ek kan mense kom probeer impress en vir hulle grade voorhou en allerlei goed, maar ek weet min. Ek weet min, maar ek weet een ding, die Here werk as ons gehoorsaam is. Dit is een ding wat ek weet. Die Here werk as ons gehoorsaam is. Gaan vra vir Jona, gaan vra vir die hele Ninive. Die Here werk as ons gehoorsaam is. Ek en jy moet maar net luister, want 'n vis se maag is goor. Ek dink hy is nie die lekkerste plek nie. Hy is slijmerig en vol viskoppe, veral sê soos 'n walvis, sy maag is slijmerig daar binne, vol viskoppe, en dan is daar nog seker 'n paar bierblikke ook, voordat ons daar beland. Here, dis nie 'n lekker plek nie. Grappies op 'n stokkie. Die Here kan en wil jou gebruik. Dit is die punt wat die Here vandag maak. Al is dit net in een enkele sinnetjie, maar nee, ons sê ons kan nie met mense praat nie, want ek is nie 'n prediker nie, ek is nie dit nie, ek is nie dat nie. Jy hoef dit niks te wees nie. Jy moet net kan, hoor jy? Daar's klank. Jy moet net kan klank hê. Vlug het nie vir Jona gewerk nie. Want die Here het ons noem dit 'n duikboot gestuur om die ou uit sy misraabelike omstandighede te red en hom steeds Ninive toe gestuur. Al wat jy moet doen is dalk jy moet daai een sin boodskap bring. Dan, maar wat gebeur as ons daai een sin boodskap bring? Wat het gebeur toe Jona die een sin boodskap bring? Hy kom daar in en sê, die Here gaan julle verwoes. En dan gebeur daar 'n vreemde ding. Jy doen wat God jou vra om te doen, en dan wil ons die uitkoms dikteer. Here, maar ek het gedoen wat u sê, nou moet u dit doen. Ek het die opdrag gebring om met die mense te gaan praat, nie die uitkoms gebring nie. Ons het mos nou gepraat. Here, ek het my kant gebring, maar
U moet nou so maak en so maak en so maak. Want dit is wat u gesê het. Anders, wat gebeur? Dan vra vir Jona, ons tree presies dieselfde op. Ons word kwaad, soos Jona in Jona 4, vers 1, 2 en 3. Dit lees, hieroor was Jona baie ontevrede en het baie kwaad geword. Waaroor? Toe die Here nie hulle wil verwoes nie. Regtig? Ja. Ons bid mos vir mense en ons gaan praat met mense en dan is ons eintlik kwaad as hulle bekeer tot die Here. Daar staan, hy het tot die Here gebid en gesê, ag Here, ek het dit geweet toe ek nog in my land was. Daarom het ek reg in die begin na Tarsus toe gevlug. Ek het geweet, u is 'n genadige en barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. U sien maklik af van die straf wat u aangekondig het. Laat ek nou maar sterf, Here, want dit is vir my beter om te sterf as om te lewe. Regtig? Ja. Regtig, want dit is ook regtig, Here, soos ons optree. Here, en nou red U hulle. Nou is hulle heilig. Regtig. Ek ken hulle van toe hulle nog so was en so was en so was. Klink dit bekend? Ja, dit is hoe ons werk. Hoekom was hy so kwaad? Hoekom word ons so kwaad? Wanneer die Here mense genadig is. Omdat hy liewer op by heuwel sou wou gesit het en die vuurwerke wou sien, soos die Here die stad verwoes. Fireworks. Hy sou dit eerder wou aanskou. Nou is daar niks nie. Of omdat hy dink die Here het sy tyd gemors. Hy dink, Here, U het my tyd gemors. Want U sou U in elk geval self ontferm oor die mense. U sien, hy het gesê daar, U sien maklik af van die straf wat U aangekondig het. Mense moet hulle net dit kom bely en bekeer en U sien daarvan af. Hoekom moes ek, kom ons dink, wat het Jona gesê? In sy kop het dit gesdraai en gemaal en gemeel. Hoekom moes ek amper verdrink? Hoekom moes ek my lewe amper verloor? Hoekom moes ek in 'n vieslike pens bly? Hoekom moes ek myself verneder en blootgestel gestel word, terwyl ek nie die gawe van preek het nie? Hoekom moes ek dit gaan doen? Nee, net sodat U Uself in elk geval kan ontferm. Hy het sekerlik gedink, net soos wat ons dink. What a waste was dit. Nou, weet jy, soms, kom ons wees eerlik, soms weet ons nie wat om te sê nie, vir mense nie. En ja, ek is nie 'n prediker nie, jy is nie 'n prediker nie. Dit is ook waar seker. Maar weet jy, die Here het nie vir Jona gevra, onthou dit, voordat jy volgende keer jou mond toe hou, onthou dit, die Here het nie vir Jona gevra om sy eie woorde uit te dink nie. Die Here het nooit vir hom gesê, gaan dink jy eie woorde uit nie, gaan maak moeilik nie. Nee, ons kry woord van die Here en dan wil ons daarmee hardloop en dan wil ons een verwoede preek daarvan maak.
Die Here het vir Jona gesê in Jona 3 vers 2, spreek hom aan met die woorde wat ek jou sal gee. Die woorde wat ek jou sal gee en niks meer nie. En die woorde wat, daar was hy getrou gewees, daar was hy gehoorsaam. Al woorde wat die Here vir hom gegee het, was een sin. Die Here sal vir jou ook die nodige woorde gee. Dit beloof ek jou in die naam van Jesus, want in 1 Petrus 3 vers 15 staan ook geskrywe, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Amen. Dis dalk al wat jy moet sê, net iets oor die hoop wat in jou lewe, niks meer nie. Sjoe, dalk is daar 'n paar eensin boodskappe wat die Here oor jou wippe wil laat rol. Net eensin boodskappe. Een sin wat mense se lewe kan verander, wat jou eie lewe kan verander. Een sin soos dalk, vriend, die Here het jou oneindig lief. Net daai een sin. Een sin soos, daar is hoop in Jesus, glo dit. Een sin. Een sin soos dalk, jou swaar kry gaan nie vir ewig aanhou nie. Een sin, die Here se genade is vir jou genoeg. Wow, daai is maar 'n groot sin, maar net een sin. Die Here sal self daardie sonde vergewe. Jy moet dit net voor die Here bring. Een sin wat jy dalk net moet bring vir iemand wat sê, die Here het ook 'n doel met hierdie insident. Een sin, die woord van God is die volle waarheid, glo dit. En een van die kragtigste een sinne om te bring, wat die Here vir jou het om vir mense te bring, is, die Here vergeet nooit sy beloftes nie. Amen. Miskien 'n sin van vermaaning. Vriend, as jy jou nie bekeer nie, sal jou uiteinde erger wees as wat jy in jou wildste drome dink. Dis basies dieselfde as wat Jona gesê het. Hierdie buite-egtelike verhouding gaan maak dat jy alles wat kosbaar is verloor. Net een sin. Daardie drankbottel gaan jou lewe verwoes. Dit is besig. 'n vermaaning, daar is 'n God, of jy dit glo of nie. Daar is 'n bose, of jy dit glo of nie. Daar is 'n hemel, of jy dit glo of nie. Daar is 'n hel, of jy dit glo of nie. Een sinnetjie. Jesus sal jou aanneem of jy dit glo of nie, as jy hom vra. Een sin wat 'n lewe kan red. Punt is, daar buite is vir elke een van ons, of jy nou opgelei is of nie,
of jy nou papiere daarvoor het of nie. Die Here het daar buite vir elke een van ons 'n gemeente van mense wat elke een net een sin boodskappe voor honger uitgehonger is vir een sin. Die mense soek nie hierdie lange preek nie. Nee, een sin is genoeg. Spreek jou een sin boodskappe wat die Here op jou hart lê. Spreek dit vir mense. Red mense. Red dat 'n hele stad gered kan word in die naam van Jesus. Een sin is genoeg. Een sin. Wat het jou by die Here laat uitkom? Wat het jou lewe laat verander? Een sin. Tussen baie sinne was daar eintlik net een sin wat aangeraak het. Here, ek is verlore. Dis was daar 'n ander sin, maar die Here red. Een sin. Ons moet meer een sinne spreek. En die beste is die Here sal nog daardie een sin van waarheid wat uit sy woord uitkom, sal hy ook nog op jou hart lê wat jy in hierdie situasie moet spreek. Jy moet net bereid wees om te spreek, maar ons spreek nie, ons kyk eerder weg. Amen. Amen en amen. Kom ons draai tot die Here, ook met een sin vanoggend net. Kom ons sluit die oë. Vader, ons kom in Jesus naam na U toe. Dankie Here vir U woord vanoggend. Here, ons is, baie van ons staan vanoggend voor U soos 'n Jona, Here, kwaad, want U wil hulle nou nie reg sien nie, U wil hulle nie nou uitdelg nie. Here, wanneer gaan U dit doen? Here, maar ons kom vanoggend en ons kom met een sin voor U en sê, Here, vergewe my denke. Here, een sin vir hulle, vergewe hulle, wees hulle barmhartig. Een sin vir my vyand, Here, vir die verlorene, bekeer julle. Die Here sê self dat die eindtyd, in die laaste dae sal die tye weer wees soos in die dae van Lot se vrou, moet haar nie vergeet nie. Wat het sy gedoen wat ons haar nie moet vergeet nie? Sy het omgekyk, teruggekyk na die sonde. Here, red ons, draai ons weg van die sonde en hou ons rigte na die sonde. Red ons, wees ons genadig. U is getrou. Dankie Here vir baie eensinne wat ons vanoggend tot U kan spreek. Red ons nou, red ons land, red hierdie mense in Jesus naam. Jy kan aangaan, sê vir die Here, eens en ekie, Here, red my kinders, Here, red my kleinkinders, wat ook al is, gebruik hierdie kans nou, sê Here, in Jesus naam, spreek met die Here, jou een sin, moenie hierdie genade oomblik
laat verbygaan nie. In Jesus naam. Sien die oogies gaan weer oop en dankie Here. Vader, dankie. Dankie vir u woord vanoggend. Dankie dat u ons gehoor het. En Here, dankie dat ons u kon aanhoor. Here, bemagtig ons. Vat die vrees weg om een woorde of een sinne te gaan spreek. Rig my op vandag. In Jesus naam. Amen. Amen, amen. Prys die Here. Halleluja. Wow. Sjoe. Here, dankie. As ek nog bang is, ek gaan nie van die Here hoor nie. Here, dankie. U gee vir my u hele woord wat almal, Here, een versie, een sin is wat ek kan gebruik, maar laat ons begin by onsself met hierdie een sinne altyd. Tot volgende keer. Geniet die Here se seën en sy vergifnis, sy redding en sy beskerming. Ek sluit af met 'n baie mooi een sin. Eers in Hebreëus en dan in Afrikaans. Yerechocheta Adonai dishmarecha. Ja Adonai pawanilecha wechochonechta. Yesa Adonai pawanilecha we asamlecha shalom. Die Here sê jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig na jou toe draai en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig na jou toe draai, jou vat, jou ophef en aan jou vrede gee. Amen en prys die Here. Tot volgende keer. Die Here se seën. Prys die Here. Prys die Here.